Ek gaan by heel wat tekste stilstaan vanmôre, maar as jy wil, sou jy kon oopmaak by 1 Johannes 3. Ons gaan daar net die eerste vers op 'n stadium lees. Sommige so in die preek gaan ek net na dit verwys. En dan gaan ek na 'n klomp ander tekste ook verwys. So as jy 'n skryfding het en 'n boekie het, dan moet jy hom reghou, want jy gaan 'n klompie tekste vanmôre neerskrywe. 1 Johannes 3, die een vers wat ons fisies gaan lees. Here, ook met u woord voor ons oop, wil ons vra dat daar rustigheid in ons sal kom. En dat ons nou met geopende ore sal luister wat u vir ons wil sê. Sal u asseblief praat en vir ons gewillig maak om te luister en ook in gehoorsaamheid te gaan leef. In Jesus se naam. Amen. Nou, vriende, die meeste van ons, of baie van ons, ek sê nou die meeste, maar baie van ons het mos so troetelnaam of mooi bynaam vir ons geliefdes. Baie noem jou man of jou vrou Lovey, of Liefie, of Bolla, of Dolla, of Engel. Ja, nee, moet nie Engel noem nie. Jy weet daai storie van die ou wat gesê het dat, ja, sy skoonma is hierdie wonderlike engel. Kyk jy ouens en sê, wat? Myne lewe dan nog? So, jy moet nie te vinnig jou geliefde engel noem, dit mag dalk nou so 'n bietjie verkeerd af van partytjie nie, ek spot sommer. Maar ons het almal, of baie van ons het sulke mooi name wat ons vir ons geliefdes gee. En as jy daai naam gebruik, dan voel jy sommer geliefd. Jy weet, daar's 'n besonderse vir ietsie wat gebeur as jou maat jou hierdie naam noem. As jou maat jou skielik op jou volle doopname noem, dan moet jy weet, dis moeilikheid. Dan moet jy weet, as jy nou hierdie rympie uitgehaal word, kom hierso, dan moet jy nou weet, hier so 'n bietjie moeilik, jy het nou iewers iets verkeerd gedoen. So jy hou van daai troetelnaampie of daai bynaam wat jy vir mekaar gegee het. Partykeer is dit sommer net 'n afkorting van jou eintlike naam. Maar net jou maat noem jou dit, nie die hele wêreld nie, net jou maat gee hierdie spesiale naam vir jou. Dit is ook so ongelukkig dat ons partykeer vir mekaar sulke slegte name gee. Skeldname. Ek het al partykeer gehoor dat iemand na iemand verwys as, en die naam is nou nie die regte naam nie, ek noem dit nou maar sommer as voorbeeld, Koos Skelm, of Bankgat Piet, of Gert Idioot. Ek het al sulke name gehoor dat ons partykeer na iemand verwys, skewe wie ook al. En jy weet nou wat sy name kom nou skielik in jou kop op, want ons almal weet van mense wat iemand anderster so bynaam gee. Partykeer noem ons ouens sommer by die werk wat hy doen. En ons stoor dit baie keer op ons foon, so ek doen dit in elk geval so. Op my foon is daar name soos Alwyn Gieser. As my Gieser die gees gee, dan bel ek vir Alwyn. Ek het geen idee wat Alwyn se van nie. Of Lee Blomme, of Celia Dok, of Adrie Mechanic. En so noem jy hulle. Ek het geen idee wie sy van of haar van eintlik is nie, maar jy stoor en jy onthou, maar dis die persoon na wie jy verwys. Hy word soms so aan sy werk en aan dit wat hy doen, word hy gekoppel. Die sad is dat ons partykeer vir onsself ook sulke slegte name gee. Ek hoor partykeer dat ons na onsself verwys as useless, of mampara, of stupid. En iets van dit wat ek van hierdie naam sê eintlik wie ek, of hoe ek oor myself dink. Eintlik maar net useless. Of ek doen eintlik altyd maar net stupid goeders. Name is vir ons almal belangrik. En dit is nogals baie sleg as jy moet hoor dat mense jou 'n bynaam gee, wat partykeer nie mooi is nie. En jy word dit mos nou nie sommer net hier in openbaar genoem, of in die gesprekke genoem nie. Maar jy hoor so met 'n lyn, en die ouens praat, hulle gee vir jou hierdie, of hulle praat van jou as met hierdie naam. Of so 'n bietjie verkleinerend. Ek onthou, ek moes 'n tugsaak op 'n stadium gedoen het, en die ouens, teen wie dit nou was, het so na my verwys as daai Weidemandjie. Hy Weidemandjie wat dink hy is slim, en hy ken die kerkorde, en hy doen dit, en maar die Weidemandjie. Dit is partykeer sleg om so vernederend van jou te hoor, of verkleinerend van jou te hoor. Name is vir ons belangrik.
is vir ons belangrik dat mense ons respek het vir ons naam. En as iemand jou naam deur die modder sleep, dan is dit nogals baie sleg, nee, en partykeer het jy amper geen beheer daaroor nie. Maar dit is vir jou baie sleg as jy moet hoor, die ouens praat sleg van jou naam. Ek het vir my kinders van vroeg af geleer, jy het net een naam. En as jy daai naam opgeëlie het en deur die modder gesleep het, sukkel jy om daai naam weer terug te kry, om weer jou naam in respek of in ere te herstel. So name is vir ons belangrik. En dis die ongelooflike wonderlike nuus vanmôre is dat al praat mense soms sleg van jou. Al gebruik hulle partykeer byname wat bietjie vernederend of verkleinerend is. Al praat jy partykeer van jouself sleg en jy vir jouself nie die mooiste name nie. Die wonderlike nuus vanmôre is by die Here kan dit nooit gebeur nie. Nooit ooit sal die Here lelik of sleg van jou praat nie. Hy praat altyd mooi van sy kinders. Hy gebruik altyd mooi taal en mooi woorde as dit by sy kinders kom. Jy sal met groot moeite deur die Bybel gaan blaai en jy sal nêrens 'n plek kry waar die Here oor sy kinders negatief praat nie of 'n negatiewe naam vir sy kinders het nie. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na 1 Johannes 3, een van die wonderlike tekste waar ons iets hiervan hoor. In 1 Johannes 3 in die 83 staan daarso: kyk watter groot liefde die Vader wat het die Vader vir ons. Hy noem ons sy kinders. In die 2020 word daar, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. In daardie vertaling wat Stefan Jouberle gedoen het, weet jy uitkom. Die nuwe lewende vertaling word dit so vertaal: kyk net weer hoe lyk die liefde waarmee die Vader ons liefhet. Hy noem ons kinders van God en ons is dit. As die Here na ons kyk, is dit die een groot begrip wat hy altyd gebruik: ons is sy kinders. Nou as jy trots is op jou kinders, dan wil jy hulle naam altyd hoog hou en dis presies wat die Here doen om te sê, maar ek noem julle my kinders. Ek is so trots op julle dat ek julle my kinders noem. Hierdie benaming hoor jy ook in Johannes 1 vers 12, né? Elkeen wat die Here aanvaar het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Jy hoor dit in Romeine 8. Hulle wat die Here liefhet en wat deur hom uitgekies is, word kinders van die Here genoem. Maar ek het nou gedink, kom ons hardloop net so vir 'n oomblik deur die hele Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament, en ons hoor net wat noem die Here sy kinders. En die verskillende benaminge en hoe ongelooflik mooi dit is, die verskillende maniere waarop hy sy mense aanspreek. As jy deur die Ou Testament sou blaai, is die mees bekendste beskrywing wat hy vir sy mense het, my volk. My volk. Hy gebruik daardie terme klomp kere, dat jy kan hoor, jy behoort aan my, jy's myne, jy is my volk. Een van die mooiste beskrywings in die Ou Testament is waarskynlik uit Sagaria 2 vers 8, waar die Here daar vir die mense sê, vir die vyande sê, wie aan hulle vat, my volk, wie aan hulle vat aan my oogappel. Ons word beskryf, of die volk van God word beskryf as God se oogappel. Nou ek en jy weet hoe belangrik is ons oogappel vir ons. As jy hom verloor het, as jy blind, dan kan jy nie meer sien nie. Jy sal jou oog en jou oogappel met alles beskerm. Want dit is vir jou so belangrik, en dis 'n uitdrukking wat ons gebruik om juist vir iemand te sê, hierdie persoon is daai persoon se oogappel. Daai persoon is besonder belangrik vir hierdie persoon. Die Here sê, jy is my oogappel. In Eksodus 19 word die gedagte van ons is sy heilige volk en ons is 'n koninkryk van priesters, word in daai tekste in Eksodus 19 uitgebeeld. Ons hoor in Psalm 100 en Psalm 95 dat ons is sy kudde, of ons is sy skaap, ons is deel van sy kudde. Die mooi beeld in Jesaja 5 en in Psalm 80 dat ons sy wingerd is. 'n Vreemde begrip, maar iets van daardie, ons is in hom ingeënt, wat ons ook in Johannes 15 sal hoor, ons is sy wingerd. En dan is dit natuurlik nie net in die Nuwe Testament, ook in die Ou Testament waar die begrip bruid voorkom. In Hosea 2, Jesaja 54 hoor ons is sy bruid, sy volk is sy bruid. Jy sal ver gaan soek om 'n negatiewe woord te kry.
En baie interessant dat baie van hierdie begrippe natuurlik nou ook in die Nuwe Testament voorkom. Maar as jy deur die Nuwe Testament blaai, dan is die lys van benaminge wat die Here vir sy mense het, soveel langer as in die Ou Testament. En dit is nou onmoontlik om by hulle almal stil te staan, maar ek wil tog by 'n paar net vinnig stil staan. Een van die algemene woorde wat die Here in die Nuwe Testament gebruik is die Griekse woordjie ekklesia. Ons is sy ekklesia. Nou in Afrikaans het ons dit vertaal met kerk of met gemeente, maar die Griekse woord letterlik beteken geroepende. Hy wat deur die Here geroep is. Ons is geroep deur die Here, ons is sy geroeptes, ons behoort aan hom, ekklesia. Ons hoor in Galasiërs 3 en Romeine 8, ons is seuns en dogters van God. Ons hoor in Romeine 1 en Kolossense 3 en Judas 1, dat ons geliefdes deur die Here genoem word. As jy deur Paulus se briewe gaan, dan is die mees algemene beskrywing wat hy gebruik as hy na gelowiges verwys, die woordjie heiliges. Ons is deur God heilig verklaar, ons word deur hom genoem heiliges. Ons word broers en susters in Romeine 12 en Hebreërs 3 genoem. Ons word in Efesiërs en in Openbaring 19 en 21 word ons die bruid van Christus genoem. Beelde waarby ons al stil gestaan het hierdie jaar, is ons word die liggaam van Christus genoem. In 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4. Ons word die tempel van God waarin die Heilige Gees woon, genoem in 1 Korintiërs 3. Maar as jy bietjie in Petrus se brief gaan lees, 1 Petrus 2 in die besonder, dan hoor jy het sommer 'n klomp benaminge vir ons in daardie een hoofstuk. Hy praat van ons is lewende stene, ons is die uitverkore geslag, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is skape, ons is die heilige nasie van God en ons is die volk wat aan God behoort. Soms so alles in een hoofstuk praat Petrus van al hierdie terminologie of hierdie benaminge wat hy vir ons gee. Galasiërs sê ons is erfgename. En in die evangelies is die Here nogals baie lief om na ons te verwys as sy disippels. Nie net die 12 disippels wat hy gehad het, maar elkeen wat bereid was om kruis te los, kruis op te neem en hom te volg, word sy disipel genoem. Die mooi teks in Johannes 15 wat oor die wingerd gaan, word ons ook vriende genoem. Net soos ons dit nou gehoor het, ook daar waar ons dit nou in 2 Korintiërs sal hoor, dat ons sy vriende genoem word. In 2 Korintiërs 5 hoor ons word sy ambassadeurs genoem. En so sou ek nou kon aanhou en die een na die ander teks vir jou kon wys, maar jy sal nêrens hoor of sien dat die Here negatief praat, negatiewe byname vir sy mense het nie. Al hierdie woorde en al hierdie benaminge onderstreep net hoe God ons sien as sy ewige, kosbare eiendom. Nêrens praat hy negatief of afbreekend van ons nie. Jy sal byvoorbeeld nêrens hoor dat die Here van ons praat as sondaars nie. En ek het dit nou al 1010 keer gesê, dat die begrip sondaars in die Nuwe Testament is 'n begrip wat gebruik word vir mense wat die Here nog nie ken nie, wat nog op 'n verkeerde pad is. Maar wanneer jy die Here ken en jy die Here in jou lewe aangeneem word, dan verander daai titel van sondaar na heilige toe. Dis hoe die Here jou aanspreek. Hy kyk nie na jou as sondaar nie. Hy sien jou as heilige. Hy sien jou nie eers as gebroken nie, want hy sê hy het jou kom heel maak, hy het jou kom reg maak. Hy sien jou nooit as 'n mislukking nie, want hy sê ek het jou splinternuut kom maak. Die Here sal nooit nie herhalend van ons praat nie, bloot omdat ons sy handewerk is. Onthou julle dat die Here toe hy die skepping gemaak het, het hy elke dag so 'n bietjie teruggestaan as ware. Dis wat hy daardie dag gemaak het hy bekyk, en dan wat sê die mooi woorde wat elke keer in Genesis voorkom, en die Here het gesê, dit is goed. Maar wat gebeur op die 6de dag as hy die mens maak? Dan staan hy ook terug en dan sê hy nie net dit is goed nie, dan sê hy dit is baie goed. Wanneer hy die mens maak, dan bring hy daai woordjie in om te sê, die hele skepping was goed, maar toe ek die kroon van my skepping gemaak het, die mens, wow, dis sommer awesome, dis baie goed, dis nie net goed nie, dis baie goed. En wat kom doen die sonde? Die sonde kom vernietig en kom breek hierdie mooi beeld wat die Here gemaak het. En dis nodig dat ons Here Jesus Christus terugkom en as ware weer kom herskep. En dis waarvan Paulus in 2 Korintiërs 5 skryf. As hy sê dat iemand wat in Christus glo, is 'n splinternuwe skepping. Hy gebruik die woordjie kosmos, wat presies dieselfde woord is as waarmee hy die aarde in Genesis 1 gemaak het.
En wat die nuwe aarde sal wees, wat in Openbaring 21 en 22 beskryf word. Ons sal 'n totaal nuwe skepping wees, of ons is, want hy het ons reeds nuut kom maak. Hy gaan aan in daai vers deur te sê, vers 17, die ou is verby, dis oor en verby, kyk, alles het nou nuut geword, 'n nuwe lewe het aangebreek, God laat dit alles gebeur, en dan hoor ons hierdie woorde uit, dis hy wat ons sy vriende gemaak het, omdat hy ons met homself versoen het, deur Christus se kruisdood. Dit is nodig, dat hierdie wonderlike werk, handewerk, wat ons Vader gemaak het, op die 6de dag, en wat die sonde kom stikkend maak het, dat Christus dit weer moes kom nuut maak het. Hy het 'n nuwe skepping in elkeen van ons kom bou. Hy het ons 'n nuwe kosmos kom maak. Dis sy handewerk. En vriende, as God op die 6de dag kon terugstaan en sê, ek het hierdie mens gemaak en dit is baie goed. Hy is so trots op sy handewerk. Kan jy nou dink, as Christus as ware moes terugstaan na die kruis, na alles wat hy kom doen het, en ons splinter nuut kom maak het, hoeveel te meer sou hy gesê het, ek is trots op dit wat ek gedoen het. Ek is trots op hierdie handewerk wat ek nou verrig het. Ek het van hierdie mense, elkeen 'n splinter nuwe kosmos gemaak. God is so trots op ons, want hy het ons gemaak. Dis sy handewerk. Daarom sal hy nooit negatief of afbreekend oor enige van sy handewerk praat nie. Altyd mooi taal, altyd goeie taal, altyd opbouende taal. En as jy nou al hierdie benamings gaan kyk deur die Bybel, dan is dit nie maar lukraak woorde wat hy gebruik nie. Dit vertel die besonderse verhaal van die Here wat met ons in 'n besonderse verhouding staan. Dit vertel eintlik hierdie pragtige beeld of hierdie pragtige prentjie van wie God se kinders is en wie God se mense is. Dit begin met die sekerheid, ons behoort aan hom. Daarom gebruik hy woorde soos, ons is sy volk, ons is sy erfdeel, ons is sy kosbare besitting. Nie net behoort ons aan hom nie, tweedens, ons leef in 'n besonderse verhouding met hom. Daarom word ons genoem sy kinders, seuns en dogters van die lewende God, geliefdes, sy bruid, sy vriende. Ons word afgesonder vir hom, dat ons net vir hom moet lewe. Daarom word ons genoem heiliges, 'n heilige nasie, 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom. Nie net leef ons vir hom nie, afgesonder nie, ons leef ook in 'n verhouding met mekaar. Daarom word ons genoem die liggaam van Christus, die tempel van God. Ons word broers en susters van mekaar genoem. Ons word deel van sy kudde genoem, sy skape, sy tempel. Ons het 'n sending in hierdie wêreld. Daarom goede wat ons nie eers by uitgekom het, die begrippe wat ons nie eers by uitgekom het, noem ons in Matteus 5, ons is die lig vir die wêreld. Ons is die sout van hierdie aarde. In 2 Korintiërs 5, ons is die ambassadeurs wat sy naam moet ooghou. Ons is priesters wat 'n diens moet verrig om die liefde van die Here en die genade van die Here vir mense uit te wys. Ons is sy disippels wat geroep is om hom te volg en sy woord te versprei. En daarmee saam leef ons ook met hoop. En daarom kry ons 'n bepaalde naam as dit by hierdie hoop kom, dat ons erfgename is. Erfgename van 'n koninkryk wat nog moet kom. Ons is burgers van die hemel word ons genoem in Hebreërs 13. Ons is vreemdelinge hier op aarde, is nie ons tuiste hierdie vir altyd nie. Ons is maar net op die deurreis om uiteindelik burgers van 'n koninkryk te wees. Ons is op pad na 'n koninkryk wat nog in volle vervulling moet kom. So van begin tot einde noem die Here ons spesifieke name om te sê, dis die verhouding waarin ek en julle met mekaar staan. En in hierdie verhouding is ek so trots op julle, dat ek julle net die mooiste wil noem. Jou naam moet jou opbou, dit moet 'n goeie naam wees, wat jy kan dra. Wat 'n genade, dat God ons so hoog ag. Wat 'n genade, dat ons sy meesterswerk, sy handewerk kan wees, waarop hy so trots is. En geliefdes, as God so trots is op sy mense, en hy soveel mooi, kan ek dit in almal as ek sit, soveel troetelname vir ons het, soveel mooi byname vir ons het, hoe in die lewe kry ons dit reg, om nommer 1 afbrekend oor onsself te praat, en 2, teenoor ander mense. As God so trots is, dat hy nooit negatief oor iemand van sy, of aan iemand van sy handewerk sal praat nie, hoekom doen ons dit dan?
Hoe kan ons dan partykeer so arrogant wees om te dink die lewende Here sal nie eers van sy eie mense so sleg praat, maar ek sal dit doen. Ek kan dit doen. Mag ons vanmôre dalk net dit leer, dat God praat nooit sleg van sy hande werk nie. Daarom mag ek en jy dit ook nie doen nie. Ons mag nie ander mense sleg praat nie. Ons mag oor onsself nie sleg praat nie. Want ek en jy is 'n meesterstuk in die hand van die Here. Ons is sy handewerk. Soos wat God sy Vader in die begin geskep het, het ons Here Jesus Christus kom herskep met sy versoening aan die kruis. Hy praat altyd mooi van ons, altyd opbouend, altyd goeie woorde. Ek en jy het nie die reg om ten opsigte van onsself of van ander mense negatiewe, afbreekende, lelike taal te gebruik nie. Mag die Here asseblief tog vir ons ook in hierdie verband help. Amen. Here, ons sukkel partykeer maar om mekaar mooi name te gee. Ons kan partykeer so lelik van mense en oor mense praat. Ons kan dit partykeer ten opsigte van onsself doen. Ek wil nie vanmôre net weer vir ons daarop kom wys dat ons kan maar deur die hele Bybel blaai. En ons sal oor en oor sien hoe U vir ons met mooi name benoem. Hoe U mooi oor ons praat en van ons praat. Dat U altyd goeie taal gebruik as U van ons praat. En omdat ons U handewerk is en U so trots op ons is, wil U asseblief vir ons ook gee dat ons na ander mense ook as U handewerk sal kyk. En soos wat ons sal glo en aanvaar, U het vir ons lief en U is trots op ons en U wil ons naam hoog hou, dat ons dit ook met ander en aan onsself sou doen. Dankie dat ons dit mag vra, Here, met 'n groot stuk nederigheid, omdat ons weet ons sukkel en ons stoei partykeer daarmee. Maar word U daardeur verheerlik. In Jesus se naam. Amen.